Bewend en honger kom 'n arm meisie by 'n luukse hospitaal aan en smeek om hulp. Deur haar trane hoor sy 'n wrede sin wat deur die voorportaal weergalm: "Ons help nie bedelaars hier nie." Verneder en op die rand van floute, word sy uitgesleep asof sy geen waarde het nie. Maar toe alles verlore lyk, staan 'n geheimsinnige man op en sy ware identiteit verander almal se lot. Die pyn was soos 'n mes wat van binne af skeer. Anneliese het haar maag met haar 2 klein, vuil handjies vasgedruk en probeer om daardie aaklige gevoel wat nooit wou weggaan nie, te bedwing. Dit was al 3 dae dat sy nie behoorlik kon eet nie, en as sy probeer, het sy alles net daarna opgegooi. Die strate van Kaapstad was vol haastige mense, niemand het afgekyk nie, niemand het 'n 8-jarige meisie gesien wat op die sypaadjie van Adelaidestraat wankel nie. 6 weke. So lank was dit al sedert Anneliese ontsnap het uit daardie koue kinderhuis waar hulle haar geplaas het nadat alles verander het. 3 maande het verloop sedert die ongeluk wat haar pa en ma geneem het, en elke dag het swaarder as die vorige gevoel. Sy kon nog die reuk van die huis waar sy gewoon het onthou, haar ma se drukkie voor sy gaan slaap het, haar pa se lag wanneer hulle saam tekenprente gekyk het. Nou, al wat sy gehad het, was die klere aan haar lyf, reeds geskeur en vuil, en daardie pyn wat met elke uur erger geword het. Anneliese se kaal voete het die koue marmer van die ingangsportaal geraak. Sy het nog nooit so 'n pragtige en skrikwekkende plek op dieselfde tyd gesien nie. Die Helderberg Privaat Hospitaal was reusagtig, met wit mure wat onder helder ligte geblink het, geurende blomme in dierfase, en goedgeklede mense wat in en uitgestap het, asof hulle in 'n luukse hotel was. Die meisie het vuilmerke op die onberispelike vloer gelos terwyl sy haar voete na die hoë toonbank van die ontvangs gesleep het. Agter die toonbank het Elise die papiere met presiese en geïrriteerde bewegings reggeskuif. Sy was net 2 weke gelede aangestel en was vasbeslote om te wys dat sy hierdie posisie verdien. Die Helderberg Privaat Hospitaal was die mees eksklusiewe in Kaapstad en sy sou nie toelaat dat enigiets die plek se reputasie skend nie. Toe sy 'n vreemde geluid hoor, 'n sagte, desperate gehuil, het sy opgekyk en gevoel hoe haar maag in afskiet draai. 'n Vuil, stinkende kind in flenters klere het teen die marmer toonbank geleun en oral vuilmerke gelos. Elise het 'n vlaag van verontwaardiging in haar keel voel opstoot. Hoe het daardie bedelaar dit reggekry om in te kom? Waar was die sekuriteitswagte? Asseblief, Tannie, het Anneliese se stem swak en gebroke uitgekom. Help my. My maag is baie seer. Dit is regtig baie seer. Die trane het oor die meisie se vuil gesig geloop en skoon paadjies op haar stofbedekte wange gemaak. Sy het weer haar maag vasgedruk en gekreun van die pyn, terwyl sy haar lyf oor die toonbank gebuig het. Elise het die rekenaar se sleutelbord met afskuw weggeskuif, asof die nabyheid van die kind haar besittings kon besmet. Jy kan nie hier wees nie, het Elise met 'n snydende stem gesê. Hierdie is nie 'n plek vir mense soos jy nie. Anneliese het probeer diep asemhaal, maar die pyn was so erg dat sy skaars kon regop staan. Ek het nêrens anders om heen te gaan nie, Tannie. Kyk asseblief net na my maag. Dit is baie seer, ek dink daar is iets fout. Dit interesseer my nie, het Elise geantwoord en die interkomtelefoon opgetel. Sy het 'n nommer geskakel en ongeduldig gewag. Sekuriteit. Ek het julle by die hoofontvangs nodig. Nou. Terwyl sy gewag het, het sy na Anneliese gekyk met 'n uitdrukking van pure minagting. Hoe het daardie kind die vermetelheid gehad om hierin te kom, alles vuil te maak, die regte kliënte te steur? Elise het gesien hoe goedgeklede mense wegkyk toe hulle by die meisie verbyloop, en dit was presies die probleem. Die hospitaal se beeld is beskadig. Hierdie is 'n hospitaal vir mense van klas, het Elise gesê en haar stem hard genoeg gemaak sodat ander mense in die voorportaal kon hoor. Ons help nie bedelaars hier nie. Gaan onmiddellik uit voordat ek die polisie bel. Die woorde het soos 'n donderslag deur die reuse voorportaal weergalm. Anneliese het gevoel asof sy 'n klap in die gesig gekry het. Sy het haar mond oopgemaak om te praat, om te verduidelik dat sy nie 'n bedelaar was nie, dat sy voorheen 'n huis en 'n gesin gehad het, dat sy 'n meisie soos enige ander was, maar die pyn in haar maag het so vererger dat sy net 'n skrilgil kon uitlaat. 2 vir 'n sekuriteitswagte, geklee in onberispelike uniforms, het vinnig opgedaag. Hulle het na Anneliese gekyk en toe na Elise, terwyl hulle op instruksies gewag het. Die ontvangsdame het 'n ongeduldige gebaar met haar hand gemaak, asof sy vra dat hulle die vullis verwyder. Verwydering nodig, het sy koel gesê. Vat haar onmiddellik uit.
Die sekuriteitswagte het Anneliese aan haar arms gegryp. Die meisie het probeer teestribbel, maar sy was te swak. Moenie, los my asseblief, dit is seer. Dit is baie seer, het sy geskree, terwyl sy nutteloos geskop het, terwyl sy na die glasdeur gesleep is. Die mense in die voorportaal het weggekyk, sommige met uitdrukkings van ongemak, ander heeltemal onverskillig. Niemand het beweeg nie. Niemand het 'n woord gesê nie. Die normaliteit van daardie plek met wit mure en die reuk van antiseptikum kon nie deur 'n arm, siek kind versteur word nie. Anneliese het gevoel hoe die krag haar liggaam verlaat. Die pyn was so ondraaglik dat sy skaars kon dink. Alles het om haar begin draai, die ligte het dowwer geword, die geluide verder weg. Sy het probeer om weer te skree, maar haar stem het nie uitgekom nie. En toe, asof iemand 'n skakelaar afgesit het, het haar bene heeltemal ingegee. Anneliese se klein brose liggaam het slap in die arms van die sekuriteitswagte geword. Haar oë het teruggerol en net die wit gewys, en sy het flou geword, daar op die koue vloer van die hospitaal wat haar moes red. Een van die sekuriteitswagte het bekommerd na die ander gekyk. Baas, sy het flou geword. Ek dink sy is regtig siek. Elise, wat alles vanaf haar pos agter die toonbank dopgehou het net irritasie gevoel. Kry haar nou hiervandaan weg. Vat haar uit voordat ander kliënte hierdie onaangename toneel sien. Dit benadeel die hospitaal se beeld. Vir haar was die probleem nie dat die meisie siek was nie, maar die sigbaarheid van daardie situasie. Wat saak gemaak het, was om die reputasie van die Helderberg te beskerm, om daardie aura van eksklusiwiteit te handhaaf wat die rykste kliënte van Kaapstad gelok het. Die sekuriteitswagte het vir 'n oomblik gehuiwer, maar Elise se autoritaire stem het geen ruimte vir bespreking gelaat nie. Hulle het Anneliese na die deur begin dra, hul liggame het die sig van die bewustelose meisie vir die besoekers wat ingekom het, geblokkeer. Dit was op daardie oomblik dat 'n middeljarige man, wat al 'n rukkie op een van die banke in die voorportaal gesit het, opgestaan het. Hy het eenvoudige klere aangehad, 'n verbleikte denim en 'n wit katoenhemp sonder 'n sigbare handelsmerk. Hy het gryserige, effens deurmekaar hare en 'n ernstige uitdrukking op sy gesig gehad. Niemand het veel aandag aan hom gegee nie. Hy was net nog 'n gewone besoeker, waarskynlik besig om vir iemand te wag. Maar Kobus van der Merwe was nie 'n gewone besoeker nie. Hy het die hele toneel van die begin af dopgehou, van toe Anneliese wankelend die hospitaal binnegekom het, tot die oomblik toe sy in die arms van die sekuriteitswagte flou geword het. En elke sekonde van daardie afgryse het iets binne in hom laat draai en herinneringe teruggebring wat hy jare lank probeer wegberg het. Hy het daardie pyn geken om iemand dierbaar te verloor. Hy het die desperaatheid geken om 'n kind te sien ly en niks te kan doen nie. Sy dogter, Lienke, was net 9 jaar oud toe hulle die probleem met haar hart ontdek het. Hy het sy hele fortuin, al sy kontakte gebruik, hy het hemel en aarde beweeg om haar te red, maar die lewe is soms wreed, en al die geld in die wêreld kan nie sekere lotgevalle verander nie. Nou, toe hy sien hoe daardie meisie uit 'n hospitaal geskop word, terwyl sy duidelik dringende hulp nodig het Kobus gevoel dat hy nie net kon stil bly nie. Nie meer nie. Nie na alles wat hy deurgemaak het nie. Hy het met vaste tree na die sekuriteitswagte gestap, wat reeds amper by die deur was. Sy diskrete teenwoordigheid het skielik 'n gewig gekry wat die mense rondom hom laat opkyk het. Daar was iets in die manier waarop hy beweeg het, 'n stille gesag wat nie 'n uniform of 'n titel nodig gehad het om erken te word nie. "Wag," het Kobus gesê, sy stem kalm maar ferm. "Waarheen vat julle hierdie kind?" Die sekuriteitswagte het gestop en omgedraai. Een van hulle, die ouer een, het met outomatiese beleefdheid geantwoord. "Bevele van die ontvangs, meneer. Sy kan nie hier bly nie." Kobus het na Anneliese se bewustelose liggaam gekyk. Die meisie was bleek, het koud gesweet, en hy kon sien dat haar asemhaling onreëlmatig was. "Jy hoef nie 'n dokter te wees om te weet dat dit ernstig was nie. Sy is siek," het Kobus gesê, en dit was nie 'n vraag nie. "Dis nie ons probleem nie, meneer," het die ander sekuriteitswag geantwoord, 'n bietjie ongemaklik. "Ons het ons bevele." Kobus het sy arms uitgesteek. "Gee my die kind." Die twee sekuriteitswagte het verward na mekaar gekyk. Elise, wat alles van die toonbank met groeiende alarm dopgehou het vinnig nader gekom. "Meneer kan dit nie doen nie," het sy met 'n skril stem gesê. "U het nie magtiging nie. Dit is teen die hospitaal se reëls." Kobus het nie sy oë van die sekuriteitswagte afgehaal nie. "Ek het gesê, gee my die kind."
Daar was iets in sy stemtoon, onwrikbare sekerheid, wat die sekuriteitswagte amper sonder om te dink laat gehoorsaam het. Hulle het Anneliese se ligte liggaam versigtig in Kobus se arms geplaas. Haar kop het na die kant gehang en Kobus het haar beter reggeskuif en haar teen sy bors ondersteun. Elise het agter Kobus aangehardloop terwyl hy vasberade deur die hospitaal se gange gestap het met Anneliese in sy arms. "Haai, meneer. Stop onmiddellik. Dit is teen die reëls," het sy geskree, haar stem het teen die wit mure weergalm. Ander mense het begin agterkom wat aangaan. Verpleegsters het opgehou met wat hulle doen, besoekers het omgedraai om te kyk, en binne sekondes het Kobus homself omring deur personeel wat sy pad verspir het. Hy het nie stadiger gestap nie, sy oë gefokus op die dubbeldeure aan die einde van die gang wat na die ongevalle afdeling gelei het. "Meneer, u moet stop," het 'n verpleegster gesê en haar hand op sy arm geplaas. "U kan nie sommer net in die ongevalle afdeling instap sonder om deur die ontvangs te gaan nie. Daar is prosedures." Kobus het uiteindelik gestop en na die vrou gekyk. "Hierdie kind is siek. Sy het onmiddellike aandag nodig." "Ons verstaan, maar daar is protokolle," het die verpleegster aangedring, alhoewel haar uitdrukking ongemak getoon het toe sy na die bewustelose Anneliese gekyk het. "U moet eers registreer, die vorms invul, die mediese fonds of betaalmetode verifieer." "Sy het nie 'n mediese fonds nie," het Elise onderbreek, terwyl sy uit asem aangekom het. "Sy is 'n bedelaar van die straat af. Sy kan nie betaal nie." Die verpleegster het gehuiwer en Kobus het die verandering in haar gesig gesien. Die deernis wat sekondes gelede daar was, het plek gemaak vir 'n meer versigtige, afstandelike uitdrukking. Dit was asof Anneliese opgehou het om 'n siek kind te wees en 'n administratiewe probleem geword het. In daardie geval, het die verpleegster met 'n kouer stem gesê, "Sal meneer met die administratiewe direkteur moet praat. Hy besluit oor spesiale gevalle." "Waar is hy?" het Kobus gevra en Anneliese 'n bietjie stywer teen hom vasgedruk. "Die meisie het gebrand van die koors." "Ek sal hom gaan roep," het die verpleegster gesê en vinnig weggestap. Kobus het daar in die gang gestaan met daardie klein, brose gewig in sy arms, omring deur personeel wat hom met 'n mengsel van nuuskierigheid en afkeuring aangekyk het. Hy kon voel hoe Anneliese vlak teen sy bors asemhaal, hy kon die hitte van die koors deur haar vuil klere voel. Elke sekonde wat verbygegaan het, was kosbaar, en hier staan hulle en bespreek bureaukrasie terwyl 'n kind sterf. Dit was toe dat 'n lang man in 'n onberispelike grys pak en 'n donkerblou das in die gang verskyn het. Hendrik Vosloo was al 5 jaar lank die administratiewe direkteur van die Helderberg Privaat Hospitaal en in daardie tyd het hy die instelling omskep in een van die mees winsgewende in die land. Hy het geloop met die selfvertroue van iemand wat gewoond was om bevele te gee, om te besluit wie verdien om gehelp te word en wie nie. "Wat is die probleem hier?" het Vosloo gevra, terwyl hy voor Kobus gestop en die situasie met koue oë beoordeel het. "Hierdie meisie het dringende mediese sorg nodig," het Kobus reguit gesê. Vosloo het na Anneliese gekyk, die vuil klere, die kaal voete, die voorkoms van verwaarlosing opgemerk. Hy het gesig, asof dit 'n geringe ongerief in sy reeds ingewikkelde dag was. "Meneer, verstaan u dat hierdie 'n privaat hospitaal is? Ons kan nie sommer enige persoon wat by die deur instap help nie. Daar is 'n protokol, daar is 'n kwessie van finansiële volhoubaarheid. Ons het rekeninge om te betaal, personeel om te vergoed." "Sy is siek," het Kobus herhaal, sy stem het 'n skerpheid gekry wat nie voorheen daar was nie. "Ek begryp, maar daar is openbare hospitale vir gevalle soos hierdie," het Vosloo gesê met 'n toon van iemand wat iets voor die hand liggend aan 'n kind verduidelik. "Die Tygerberg Hospitaal is net 3 kilometer van hier af. Die sekuriteitswagte kan meneer help om haar soontoe te neem. Hulle het 'n wetlike verpligting om te help, ons nie." Kobus het die woede soos warm lava in sy are voel opstoot. Sy het dalk nie 3 kilometer se lewe oor nie. "Meneer, ek is opreg jammer, maar my hande is afgekap. Die hospitaal het reëls en ek kan dit nie sommer ignoreer omdat iemand met 'n kind in sy arms opdaag nie. As ons dit sou doen, sou ons môre oop wees vir allerhande soorte mense." "Allerhande soorte mense," het Kobus herhaal, en daar was gif in daardie woorde. "Is dit hoe u 'n 8-jarige kind noem wat besig is om te sterf?" Vosloo het styf geword. "Kyk, ek weet nie wie meneer dink hy is nie, maar ek gaan nie in my eie hospitaal geïntimideer word nie. Hierdie gesprek is verby." Sekuriteit. 2 ander sekuriteitswagte het verskyn, groter en meer intimiderend as die eerstes. Vosloo het na Kobus gewys.
Begelei hierdie meneer uit. As hy weerstand bied, bel die polisie. Kobus het rondgekyk en die gesigte van die personeel gesien, sommige ongemaklik, ander onverskillig, maar niemand bereid om te help nie. Dit was nie 'n hospitaal nie, het hy besef. Dit was 'n eksklusiewe klub waar die toegang meer gekos het as wat lewens soos Anneliese se werd was. Die sekuriteitswagte het begin naderkom. Kobus het 'n tree teruggeneem en vinnig gedink. Hy kon daarvandaan weggaan, Anneliese na 'n ander hospitaal neem, maar wat as sy nie die rit sou oorleef nie? Wat as daardie verlore minute die verskil tussen lewe en 'n noodlottige einde was? Hy moes 'n keuse maak, en hy moes dit nou maak. Ter Vosloo het sy arms gekruis en gewag dat Kobus sou toegee. Meneer, u lyk na 'n redelike persoon. Moenie dit moeiliker maak as wat dit hoef te wees nie. U kan nie vir haar behandeling betaal nie, dit is duidelik as 'n mens na u klere kyk. Daar is geen skande daarin om dit te erken nie. Vat haar net na 'n plek waar sy gehelp kan word. Kobus het afgekyk na Anneliese se bleek gesig en iets binne in hom het gebreek en terselfdertyd weer heel geword. Hy het aan Lienke gedink, hoe hy haar hand in die hospitaal vasgehou het, hoe hy gesweer het hy sou anders maak as hy ooit die kans kry. Wel, hier was die kans. Met sy vrye hand het Kobus sy selfoon uit sy sak gehaal. Die sekuriteitswagte het gespanne geraak, gereed om op te tree as hy iets sou probeer. Ter Vosloo het net ongeduldig gesig. Wil u iemand bel? Dit gaan niks verander nie, het die direkteur gesê. Kobus het nie geantwoord nie. Hy het die foon oopgesluit en toepassing oopgemaak en begin tik. Die skerm het syfers, kodes en koppelvlak gewys wat die meeste mense daar nie sou herken nie. Dit was 'n kriptogeldoordragtoepassing, iets wat hy gebruik het om groot bedrae geld vinnig tussen sy rekeninge regoor die wêreld te skuif. Hy het die Helderberg Privaat Hospitaal se besigheidsregistrasienommer ingetik, wat gerieflik op 'n bord aan die muur vertoon is. Toe, sonder om te huiwer, het hy die bedrag ingevoer, 20 miljoen rand. Hy het die oordrag bevestig. Daar het Kobus gesê en die selfoon weggesit. Ek het betaal. Ter Vosloo het gelag. Dit was 'n kort, onaangename laggie. U het betaal. Waarmee 'n vals oordrag op die selfoon? Dink u ons is idioote? Gaan kyk op die stelsel, het Kobus kalm gesê. Ek gaan nie my tyd hiermee mors nie, het Ter Vosloo geantwoord, maar een van die administratiewe personeellede, wat die gesprek gehoor het en nuuskierig was, het reeds teruggehardloop na sy rekenaar by die ontvangs. 'n Paar sekondes later het hulle 'n gedempte gil gehoor. Ter Vosloo. Ter Vosloo, kom kyk hierna. Die direkteur het sy oë gerol, maar het na die ontvangs gestap, gevolg deur Kobus, die sekuriteitswagte en verskeie nuuskieriges. Op die rekenaarskerm het die hospitaal se finansiële stelsel 'n onlangse inbetaling getoon. Die bedrag was daar in heldergroen, onmoontlik om te ignoreer, 20,0000000. Die stilte wat gevolg het, was absoluut. Elise, wat by die groep aangesluit het, het haar oë gerek. Die sekuriteitswagte het verward na mekaar gekyk. Ter Vosloo het bleek geword, toe rooi, toe weer bleek. Hoe het u, het hy gestamel. Kobus het nie gewag dat hy die vraag voltooi nie. Nou, het hy gesê met 'n gesag wat almal daar outomaties laat regop sit het, gaan julle haar red. Die transformasie was onmiddellik en amper komies. Ter Vosloo het bevele begin skree. Mediese span na die ongevalle afdeling. Berei nou 'n saal voor. Ek wil die beste pediater beskikbaar hê, ek wil volledige toetse hê, ek wil alles hê. Verpleegsters het met 'n draagbaar verskyn. Kobus het Anneliese versigtig daarop neergelê en binne sekondes is die meisie vinnig na die ongevalle afdeling geneem. Dokter het langs die draagbaar gehardloop, haar lewenstekens nagegaan, vinnige vrae aan Kobus gevra. Hoe lank is sy al bewusteloos? Ongeveer 10 minute, het Kobus geantwoord, terwyl hy die groep gevolg het. Het sy iets oor die simptome gesê? Intense maagpyn. Sy het gesê sy kon daar lank nie eet nie. Die dokter het bekommerd gefrons. Moontlike blindedermondsteking. Ons gaan onmiddellike toetse doen. Meneer, is u verantwoordelik vir haar? Kobus het net 'n sekonde gehuiwer. Ja. Ek is. Hulle het by die deure van die ongevalle saal aangekom. 'n Verpleegster het Kobus gestop. Meneer, u moet hier wag. Ons sal alles doen wat ons kan.
Kobus het geknik en toe daar gestaan in die leë gang en gekyk hoe die dubbeldeure met Anneliese aan die ander kant toe gaan. Die ligte van die ongevalle afdeling het aangegaan, dokters en verpleegsters het in 'n gekoördineerde ritme aan die ander kant van die glas beweeg, en al wat Kobus kon doen, was om te wag. De Vosloo het langs hom verskyn, met 'n uitdrukking wat probeer het om vriendelik te wees, maar net daarin geslaag het om onderdanig te lyk. De Vosloo het sy keel skoongemaak en probeer om die regte woorde te vind. Meneer, ek moet om verskoning vra. As ons geweet het wie meneer is, sou ons natuurlik nooit. Wie ek is, het Kobus onderbreek, sonder om sy oë van die ongevalle deure af te haal. En verander wie ek is enigiets. As ek regtig net 'n arm man met eenvoudige klere was, moes daardie meisie op die sypaadjie gelos word om haar lewe te verloor. De Vosloo het sy mond oop en toegemaak, sonder om te weet wat om te antwoord. Wel, dit is nie presies so nie. Ons het protokolle, wetlike kwessies. Wetlike kwessies, het Kobus met bitterheid herhaal. Sê vir my, dokter, in watter deel van die eed van Hippokrates staan daar dat dokters net diegene moet red wat kan betaal? Ons is nie dokters nie, ons is administrateurs, het De Vosloo probeer verdedig. En private hospitale het kostes, meneer. Ons kan nie sommer almal gratis help nie, anders sou ons binne 6 maande ons deure sluit. Kobus het uiteindelik omgedraai om na hom te kyk. En sê vir my, hoeveel kos 'n lewe? Want dit lyk asof julle reeds daardie berekening gemaak het. De Vosloo het weer bleek geword. Meneer, ek. Los my alleen, het Kobus gesê en sy aandag terug na die deure gedraai. Ek gaan hier wag totdat hulle weet wat sy het. Die direkteur het gehuiwer, duidelik wou hy nog iets sê, maar het uiteindelik weggestap. Kobus het daar gestaan, teen die koue muur van die gang geleun, en deur die glas gekyk hoe die mediese span aan Anneliese werk. Hulle het 'n suurstofmasker op haar gesit, bloed getrek, toetse gedoen. Die meisie was steeds bewusteloos, so klein op daardie groot draagbaar. Die ure wat gevolg het, was 'n marteling. Kobus het gewag terwyl hulle Anneliese geneem het vir 'n ultraklank, het skandering, straal. Hy het gewag terwyl dokters die saal in en uit is, en in sagte stemme met ernstige uitdrukkings gepraat het. En gedurende al daardie tyd kon hy nie ophou om aan Lienke te dink nie. Sy het donker, krullerige hare gehad, net soos haar ma. Sy het 'n glimlag gehad wat enige vertrek kon verlig. Sy het daarvan gehou om te teken, en gedroom om 'n veearts te word omdat sy lief was vir diere. Kobus het onthou hoe kwaad sy geword het as hy te lank gewerk het, hoe sy kantoor binnegeval en daarop aangedring het dat dit tyd was om te speel. Nadat hulle die probleem met haar hart ontdek het, het alles verander. Lienke het operasies ondergaan, behandelings en maande lank in die hospitaal gebly. Kobus het maatskappye verkoop, al sy kontakte gebruik, selfs gedreig en omgekoop wanneer nodig om die beste dokters, die beste toerusting te kry. En op die ou end het niks daarvan saak gemaak nie. Toe Lienke heen gegaan het, het 'n deel van Kobus saam met haar gegaan. Sy vrou, Christine, kon nie die pyn hanteer nie. Sy het in 'n diep depressie verval en 2 jaar later vir 'n egskeiding gevra. Sy het gesê sy kon nie na Kobus kyk sonder om die dogter wat hulle verloor het, te sien nie. Hy het nie beklei nie. Eintlik het hy verstaan, want hy het dieselfde gevoel. Vir 5 jaar het Kobus homself in werk begrawe. Hy het sy besighede uitgebrei, meer hospitale gekoop, meer maatskappye, meer geld opgehoop as wat hy in 10 lewens kon spandeer. Maar niks daarvan het die leemte gevul nie. Hy het alles gehad, behalwe dit wat die meeste saak gemaak het. En nou, terwyl hy na daardie onbekende meisie gekyk het wat in die ongevalle afdeling behandel word, het Kobus vir die eerste keer in jare 'n vonk van doelgerigtheid gevoel. Miskien kon hy Lienke nie red nie, maar hy kon Anneliese red. 'n Jong dokter, met 'n wit jas en 'n ernstige uitdrukking, het uit die ongevalle saal gekom en na Kobus gestap. Hy het 'n tablet in sy hand gehad met skanderings en grafieke. "Is u verantwoordelik vir die pasiënt?" het hy gevra. "Ja," het Kobus geantwoord en homself reggeruk. "Hoe gaan dit met haar?" "My naam is Pieter Fourie, ek is die diensdoenende pediater." "Die situasie is ernstig, meneer." Die meisie het akute blinddarmontsteking en volgens die skanderings het die blinddarm gebars. Daar is 'n algemene infeksie in die buikholte, wat ons peritonitis noem. Kobus het gevoel hoe sy hart saamtrek. En wat beteken dit? Dit beteken sy het onmiddellike chirurgie nodig. Ons gaan die gebarste blinddarm verwyder en die hele infeksie skoonmaak, maar dit is 'n ingewikkelde prosedure.
Sy is baie verswak, ondervoed, haar immuunstelsel is gekompromiteer. Dit alles verhoog die risiko's. Maar sal sy oorleef, het Kobus gevra en hy het gehaat hoe bewerig sy stem geklink het. Terfourie het gehuiwer. Ek gaan eerlik met u wees. As sy selfs 'n uur later hier aangekom het, sou ek nie hierdie gesprek met u gehad het nie. U het haar lewe gered deur haar te bring toe u het. Nou gaan ons alles moontlik doen. Ons het 'n uitstekende span, die beste chirurge. Maar u moet verstaan dat die volgende paar uur kritiek is. Kobus het stadig geknik. Doen die operasie. Gebruik alles wat jy nodig het, roep wie ook al nodig is. Geld is nie 'n probleem nie. Ons is reeds besig om die operasietafel voor te berei, het Terfourie gesê. Wil u probeer om met haar te praat voor die tyd? Sy het 'n paar minute gelede haar bewussyn herwin, maar sy is baie swak. Ja, het Kobus onmiddellik gesê. Ja, ek wil. Hulle het die ongevalle saal binne gegaan. Anneliese het op die draagbaar gelê, nou skoon en geklee in 'n ligblou hospitaalnagrok. Hulle het haar gesig gewas, haar deurmekaar hare gekam. Sy het nog kleiner so gelyk, so broos dat Kobus bang was om aan haar te raak. Anneliese se oë was oop, gefokus op die plafon. Toe Kobus naderkom, het sy haar kop stadig gedraai en na hom gekyk. Daar was verwarring in daardie kyk, en vrees, en 'n hartseer so diep dat dit nie in 'n kind moes bestaan nie. Hallo, het Kobus saggies gesê, 'n stoel geneem en langs die draagbaar gaan sit. Hoe voel jy? Waar is ek, het Anneliese gevra, haar stem ees. Ek was op straat, daar was 'n tannie wat op my geskree het. Jy is in die hospitaal, het Kobus verduidelik. Jy het flou geword omdat jy siek is. Die dokters gaan 'n operasie doen om jou te help. Anneliese se oë het met trane gevul. Maar ek het nie geld nie. Die tannie het gesê ek moet uitgaan. Ek kan nie betaal nie. Kobus het 'n steek in sy bors gevoel. Jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Alles is reeds opgelos. Hoekom, het Anneliese gevra, en dit was 'n opregte vraag. Hoekom help oom my? Niemand help mense soos ek nie. Kobus het nie 'n onmiddellike antwoord gehad nie. Hy het na daardie klein, deur die lewe beseerde gesiggie gekyk, en soveel daar gesien. Hy het eensaamheid gesien, hy het pyn gesien, hy het verlatenheid gesien. Maar hy het ook krag gesien, 'n wil om te lewe, 'n vonk wat geweier het om uit te doof. Want jy verdien om gehelp te word, het Kobus uiteindelik gesê. Want elke kind verdien dit. My pa en ma is weg, het Anneliese skielik gesê, die trane het nou vrylik geloop. Daar was 'n ongeluk. Hulle het met die kar gebots en hulle is weg. Hulle het my in 'n plek vol kinders gesit, maar dit was sleg daar. Niemand het omgegee as ek gehuil het nie. Toe het ek weggehardloop. Ek is jammer, het Kobus gesê en besef dat sy eie stem gebroken was. Ek is regtig jammer vir wat jy deurgemaak het. Ek het probeer sterk wees, het Anneliese voortgegaan en gesnik. Ek het probeer kos soek, probeer om na myself te kyk. Maar dit was so moeilik. En my maag het so begin seer word, ek het gedink ek gaan saam met my ouers. Kobus het sy hand uitgesteek en huiwerig aan haar hare geraak. Anneliese het nie wegbeweeg nie. Jy is baie dapper. Dapperder as baie volwasse mense wat ek ken. En nou gaan jy gesond word. Die dokters gaan vir jou sorg. En daarna het Anneliese gevra en daardie eenvoudige vraag het die gewig van die wêreld gedra. Nadat ek gesond is, moet ek terug aan straat toe. Of gaan hulle my terugvat na die kinderhuis? Kobus het sy mond oopgemaak om te antwoord, maar hy was nie seker wat om te sê nie. Hy het nie verder gedink as om haar lewe te red nie. Wat sou daarna kom? Het sy regtig niemand gehad nie, geen familie, geen plek om heen te gaan nie. 'n verpleegster het die saal binnegekom. Terfourie, die operasietafel is gereed. Die dokter het geknik. Anneliese, ons gaan nou die operasie doen. Jy gaan slaap en as jy wakker word, sal alles reg wees. Jy kan ons vertrou. Anneliese het met groot, paniekerige oë na Kobus gekyk. Gaan oom hier bly. Gaan oom wag tot ek terugkom. Kobus het haar klein handjie vasgedruk. Ek sal. Ek beloof ek sal hier wees as jy wakker word. Beloof oom regtig, het sy aangedring. Ek beloof. Hulle het Anneliese op 'n draagbaar deur die dubbeldeure na die operasiesaal geneem. Kobus het daar gestaan en gekyk hoe sy in die gang verdwyn, sy hand nog warm van haar aanraking.
Die volgende 3 ure was die langste in Kobus se lewe. Hy het in die wagkamer gesit wat gereserveer is vir families van pasiënte in chirurgie, nie in staat om aan enigiets anders te dink as Anneliese daarbinne wat vir haar lewe veg nie. Hy het probeer om tydskrifte te lees, probeer om op sy selfoon te vroetel, maar niks het sy aandag vir meer as 'n paar sekondes gehou nie. Die wagkamer was leeg behalwe vir hom. Soms het 'n verpleegster verbygekom en koffie, water en 'n paar leë woorde van troos aangebied. Kobus het alles met 'n kopknik van die hand gewys, sy oë op die horlosie aan die muur gefokus. Dit was gedurende daardie martelende wag dat een van die sekuriteitswagte wat Anneliese probeer uitskop het, by die deur verskyn het. Dit was die ouer een, man met wit hare en 'n gesig vol diep plooie. Hy het na Kobus gekyk met 'n uitdrukking van ongemak en skuld. "Meneer," het hy huiwerig gesê. "Kan ek 'n oomblik met u praat?" Kobus het met 'n gebaar aangedui dat hy moet inkom. Die sekuriteitswag het op die stoel langs hom gaan sit en sy kep in sy hande gevroetel. "My naam is Willem. Ek werk al 15 jaar hier," het hy begin en vermy om direk na Kobus te kyk. "Ek wou sê dat ek is jammer vir wat vandag gebeur het. Ons kry bevele, u weet. Ons kan nie bevraagteken nie. Maar julle gehoorsaam," het Kobus sonder emosie gesê. Willem het sy kop laat sak. "Ja. Ons gehoorsaam. Want as ons nie gehoorsaam nie, verloor ons werk. En ek het rekeninge om te betaal en gesin om te onderhou. Maar dit maak nie wat ons doen reg nie." Kobus het uiteindelik na hom gekyk. "Hoekom vertel jy my dit?" Die sekuriteitswag het diep asem gehaal. "Want daardie meisie vandag was nie die eerste een nie. En dit knaag al weke lank aan my." Kobus het 'n koue rilling langs sy ruggraat gevoel. "Wat bedoel jy?" Ongeveer 4 weke gelede het 'n ouerige oom hier aangekom. Hy was kort van asem, het koud gesweet, duidelik siek. Hy het alleen hier aangekom, teen die mure geleun. Dieselfde ontvangsdame, Elise, het gesê hy moet na die openbare hospitaal gaan. Die oom het probeer verduidelik dat hy naby woon, dat hy nie daar sou uitkom nie. Sy wou nie eers luister nie. Sy het ons geroep om hom uit te vat. "En julle het hom uitgevat," het Kobus voltooi. "Ons het hom uitgevat," het Willem bevestig, sy stem vol skaamte. 2 ure later het ons gehoor dat hy 'n hartaanval op straat gekry het, 3 blokke van hier af. Die bure het hom gekry en die ambulans gebel, maar dit was te laat. Hy het dit nie gemaak nie. Kobus het sy oë toegemaak en naar gevoel. En die hospitaal het niks gedoen nie. Hulle het ons berispe omdat ons te vriendelik was toe ons hom na die sypaadjie begelei het. Hulle het gesê volgende keer moet ons vinniger wees, fermer, om nie die persoon tyd te gee om te probeer argumenteer nie. "En is daar 'n volgende keer?" het Kobus gevra, alhoewel hy reeds die antwoord geweet het. Willem het miserabel geknik. "Ja, meneer. Nie elke week nie, maar dit gebeur. Arme mense wat siek hier aankom, en ons moet hulle wegstuur. Die meeste gaan sonder 'n boei uit skaamte. Sommige probeer argumenteer, maar op die ou end gaan hulle altyd. En ons weet nooit wat daarna met hulle gebeur nie. En niemand sê iets nie. Geen dokter, geen verpleegster nie. Sommige is ongemaklik, ek sien dit aan hul gesigte. Maar niemand wil moeilikheid soek nie. Ter Vosloo maak dit baie duidelik, wie sy beleid bevraagteken, kan werk elders soek. En goeie dokters verdien goed hier, baie goed. So hulle verkies om nie te sien nie, nie te weet nie." Kobus het sy oë oopgemaak en stip na Willem gekyk. "En jy? Hoekom vertel jy my dit nou?" Die sekuriteitswag het gesluk. "Want toe ek sien hoe meneer daardie meisie in u arms optil, het iets binne in my gebreek. Ek het die manier gesien hoe u na haar gekyk het, asof u regtig omgee. En ek het aan my kleinseun gedink. Hy is haar ouderdom. As dit hy was, sou ek wou hê iemand moes help. Maar ek het nie gehelp nie. Ek sou haar hiervandaan wegvat, haar op die sypaadjie los om te lei, miskien selfs. Hy het nie die sin voltooi nie, maar hy hoef nie." Kobus het perfek verstaan. "Dankie dat jy my vertel het Kobus uiteindelik gesê. "Dit het moed geverg." "Dit was nie moed nie, meneer. Dit was lafhartigheid omdat ek so lank gewag het." Willem het opgestaan en sy kep teruggesit. "Ek wou net hê meneer moes weet dat nie almal hier saamstem met hoe dinge is nie. Dis net dat die meeste van ons nie die opsie het om daarteen te veg nie.
Nadat Willem weg is, was Kobus weer alleen met sy gedagtes. Maar nou was hulle donkerder, swaarder. Dit was nie 'n geïsoleerde voorval nie. Dit was 'n beleid, 'n kultuur. En hy, sonder om te weet, was die eienaar van daardie plek. Die Helderberg Privaat Hospitaal was deel van 'n netwerk van 7 hospitale wat Kobus 3 jaar gelede gekoop het. Hy het die administrasie in die hande van bekwame direkteure gelaat, gefokus op finansiële resultate. Hy het nooit stilgestaan om te dink presies hoe hierdie resultate behaal is nie. Hy het nooit die groeiende winssyfers bevraagteken nie, nooit persoonlik besoek om te sien hoe dinge werk nie. Het hy met groeiende afgryse besef, medepligtig aan daardie wreedheid deur nalatigheid. Die deur het weer oopgegaan en hierdie keer was dit Derfourie. Kobus het met 'n sprong opgestaan, sy hart het geklop. Die operasie is verby, het die dokter gesê en Kobus kon nie sy uitdrukking lees nie. Dit was ingewikkeld, meer as wat ons verwag het. Daar was meer infeksie as wat die skanderings gewys het. Ons moes die hele buikholte skoonmaak en daar was 'n oomblik toe haar bloeddruk gevaarlik gedaal het. Maar leef sy, het Kobus gevra, skaars in staat om asem te haal. Sy leef. Sy leef en is stabiel. Ons het daarin geslaag om die infeksie te beheer, die blindedarm te verwyder, alles skoon te maak. Maar die volgende 48 uur is kritiek. Sy is nou in die pediatriese intensiewe sorgeenheid, onder verdowing, gekoppel aan verskeie masjiene. Sy sal sterk antibiotika en konstante monitering nodig hê. Kobus het gevoel hoe sy bene van verligting swak word. Kan ek haar sien? Ek kan, maar net vir 'n paar minute. Sy moet rus. Die pediatriese intensiewe sorgeenheid was 'n ander omgewing as die res van die hospitaal. Die mure was met kleurvolle tekeninge geverf, daar was opgestopte diere op die rakke, 'n poging om daardie plek minder skrikwekkend vir kinders te maak. Maar die toerusting was dieselfde, die konstante piepgeluide van die monitors, die reuk van antiseptikum, die spanning in die lug. Anneliese was in 'n bed in die hoek, omring deur masjiene. Daar was 'n buis wat haar gehelp het om asem te haal, drade gekoppel aan haar bors, arms en vingers, 'n sak wat vloeistowwe opgevang het. Sy het so klein, so broos gelyk, dat Kobus moes krag bymekaar skraap om nie daar ineen te stort nie. Hy het stadig nader gestap en langs die bed gaan staan. Die monitors het haar lewenstekens gewys, syfers wat in 'n konstante ritme op en af beweeg het. Anneliese se gesig was rustig, sonder pyn vir die eerste keer sedert Kobus haar gesien het. Jy het dit gemaak, het hy gefluister. Jy is sterk, sterker as wat jy dink. Nou moet jy net rus en gesond word. Hy het 'n paar minute daar gestaan, net gekyk hoe sy asemhaal, om seker te maak dat dit werklik was, dat sy regtig oorleef het. Toe, teesinnig, het hy die intensiewe sorgeenheid verlaat. Buite het hy De Vosloo gekry wat vir hom gewag het. Die direkteur het 'n leer onder sy arm gehad en 'n ernstige uitdrukking op sy gesig. Meneer van der Merwe, het hy begin en Kobus het besef hulle het uiteindelik uitgevind wie hy was. Kan ons in my kantoor praat? Ons kan sommer hier praat, het Kobus koel geantwoord. De Vosloo het rondgekyk, ongemaklik met die moontlikheid dat hulle gehoor kon word, maar het geknik. Wel, eerstens wil ek sê dat ek die voorval van vandag diep betreur. Die verantwoordelike werknemer, Elise, is reeds afgedank. Ons duld nie hierdie soort gedrag in ons instelling nie. Regtig, het Kobus gevra en daar was eis in sy stem. Want volgens die inligting wat ek ontvang het, is hierdie soort gedrag presies wat julle duld. Meer as dit is wat julle aanmoedig. De Vosloo het bleek geword. Meneer, ek weet nie wat vir u vertel is nie, maar hulle het my die waarheid vertel, het Kobus onderbreek. Hulle het my vertel dat dit standaardbeleid is om arm pasiënte weg te wys. Hulle het my vertel dat dit gereeld gebeur met die goedkeuring en aanmoediging. Hulle het my vertel dat julle die waarde van 'n menselewe aan 'n bankrekening meet. Met alle respek, meneer van der Merwe, u verstaan nie die kompleksiteite van die bestuur van 'n privaat hospitaal nie. Daar is enorme kostes, klein winsmarges. As ons almal sou help wat sonder die vermoë om te betaal opdaag, sou ons binne maande bankrot wees. Kobus het 'n tree nader aan hom gegee en De Vosloo het instinktief teruggedeins. Verduidelik dan vir my iets. Hoeveel wins het hierdie hospitaal verlede jaar gemaak? De Vosloo het gehuiwer en na die leer in sy hande gekyk. Wel, ons het die finansiële jaar afgesluit met 'n netto wins van 23 miljoen rand. 23 miljoen, het Kobus stadig herhaal.
En sê vir my, hoeveel sou dit gekos het om daardie ou oom te help wat 4 weke gelede die hartaanval gekry het? Hoeveel sou dit gekos het om sy lewe te red? Die direkteur het nie geantwoord nie, net na sy eie skoene gekyk. Ek sal jou sê hoeveel, het Kobus voortgegaan, sy stem het 'n gevaarlike intensiteit gekry. Waarskynlik so R50.000 op die meeste 'n klein fraksie van julle wins. Maar julle het gekies om dit nie te spandeer nie. Julle het gekies om 'n ou, siek man straat toe te stuur, waar hy sy lewe 3 blokke van hier af verloor het. Alles om julle kosbare 23 miljoen te beskerm. Meneer van der Merwe, ek verstaan dat u emosioneel is, maar emosioneel het Kobus amper gebrul, wat der Vosloo nog 'n tree laat teruggee het. Ek is woedend. Jy het 'n plek wat lewens moet red, omskep in 'n eksklusiewe klub waar net die rykes verdien om te lewe. En jy het dit in my naam gedoen, met my geld. U het nooit belangstelling getoon in hoe ons die hospitaal bestuur het nie, het der Vosloo probeer verdedig, sy stem het ook harder geword. U wou net die winsverslae aan die einde van elke kwartaal sien. U het nooit gevra hoe ons daardie syfers bereik het nie. Kobus het geweet dit was waar, en dit het meer seer gemaak as wat hy verwag het. Jy is reg, ek het nie gevra nie. En dit was my fout, my verantwoordelikheid. Maar nou vra ek, en nou sien ek. En wat ek sien, walg my. Der Vosloo het sy skouers reggetrek en probeer om 'n bietjie waardigheid te herwin. Meneer, met alle respek, u kan nie sommer hier opdaag en drastiese veranderinge begin maak sonder om die volledige funksionering van die instelling te verstaan nie. Daar is prosedures, gevestigde protokolle en organisasiekultuur wat jare geneem het om op te bou. 'n Kultuur van wreedheid, het Kobus gesê. En ja, ek kan veranderinge maak. Want hierdie hospitaal is myne. En van nou af gaan dinge baie anders werk. U gaan alles verwoes wat ons opgebou het, het der Vosloo geprotesteer. Die ander hospitale in die netwerk sal kyk na wat hier gebeur en ook begin bevraagteken. U gaan 'n presedent skep wat ons miljoene sal kos. Uitstekend, het Kobus eenvoudig gesê. As dit miljoene kos om lewens te red, dan is dit presies wat ek sal spandeer. Der Vosloo het die leer oopgemaak en 'n paar papiere uitgehaal. Kyk na hierdie syfers, meneer. Kyk na ons besettingskoers, ons pasiëntevredenheidsvlak, ons kwaliteitsaanwysers. Ons is een van die beste privaat hospitale in die land. Die mees gerekende dokters wil hier werk. En hoeveel mense het gesterf om daardie syfers te bereik, het Kobus kalm gevra. Die vraag het soos 'n guillotine in die lug gehang. Der Vosloo het geen antwoord gehad nie, of ten minste nie een wat hy wou gee nie. Jy is afgedank, het Kobus uiteindelik gesê. Wat? Der Vosloo het die papiere laat val. Meneer, u kan nie. Ek kan wel. Jy sal al jou skeidingspakkette ontvang, alles volgens die wet. Maar ek wil jou teen die einde van die dag uit hierdie hospitaal hê. En ek wil al die rekords van die laaste 2 jaar hê, al die gevalle van pasiënte wat geweier is, al die dokumente wat verband hou met hierdie ongeskrewe beleide. U maak 'n fout, het der Vosloo gesê, sy stem het gebewe tussen woede en desperaatheid. Hierdie hospitaal sal nie funksioneer sonder iemand wat die realiteit van die Suid-Afrikaanse private gesondheidstelsel verstaan nie. U gaan die instelling bankrot maak. Dan sal dit bankrot gaan, het Kobus geantwoord. Ek het liewer 'n bankrot hospitaal as 'n winsgewende begraafplaas. Der Vosloo het sy leer opgetel, die papiere wat oor die vloer gestrooi was, en met harde tree weggestap. Kobus het daar in die gang gestaan en die gewig gevoel van alles wat hy ontdek het. Hy het altyd geweet die Suid-Afrikaanse gesondheidstelsel is problematies, dat daar ongelykheid is, dat nie almal toegang tot die beste behandeling het nie. Maar een ding was om dit abstrakt te weet, en iets heeltemal anders was om die wreedheid in detail te sien werk. Maatskaplike werker het hom genader. Sy was 'n middeljarige vrou, hare in 'n stywe bolla vasgemaak, moe maar vriendelike oë. Meneer van der Merwe. My naam is Marilise. Ek is al 8 jaar lank 'n maatskaplike werker hier in die hospitaal. Ek het gehoor u vra oor ons toelatingsbeleid. Dis reg, het Kobus bevestig. Wat kan jy my vertel? Marilise het rondgekyk om seker te maak niemand luister nie. Ek kan baie vertel, meneer. Dinge wat my snags wakker hou. Maar eers moet ek weet, gaan u regtig iets daaraan doen, of is dit net nuuskierigheid? Ek gaan iets doen, het Kobus beloof. Jy kan daarop staat maak. Marilise het geknik en na 'n leë vergaderkamer gewys.
Hulle het ingegaan en sy het die deur toegemaak voordat sy begin praat het. Die probleem het ongeveer 3 jaar gelede begin, toe De Vosloo as administratiewe direkteur oorgeneem het. Voor dit het ons 'n beleid van noodsorg vir almal gehad, ongeag betaalvermoë. Natuurlik het ons daarna rekeninge gestuur, regsaksies geneem indien nodig, maar niemand is by die deur weggewys nie. En wat het verander? De Vosloo het ingestel wat hy ekonomiese sifting genoem het. Basies moes die ontvangsassesseur of die persoon kon betaal voordat hulle vir behandeling gestuur is. As hulle nie kon nie, is hulle aangeraai om die openbare stelsel te gebruik. Hy het aangevoer dat dit ons doeltreffendheid sou verbeter en slegte skuld sou verminder. En die dokters het hiermee saamgestem. Marelise het gesug. Sommige het aan die begin geprotesteer. Daar was hewige vergaderings, besprekings oor mediese etiek. Maar De Vosloo was baie oortuigend. Hy het syfers gewys, gepraat oor finansiële volhoubaarheid, oor hoe ons beter behandeling aan ons betalende pasiënte kon bied as ons nie hulpbronne vermors op diegene wat nie kon betaal nie. En toe het hy diegene wat te openlik verskil het, begin afdank. Genade, het Kobus gemompel. Dit word erger, het Marelise voortgegaan. Hy het 'n bonusstelsel geskep vir werknemers wat daarin geslaag het om problematiese pasiënte uit te filtreer. Elise, die ontvangsdame van vandag, was een van die bestes hierin. Sy was trots op hoeveel mense sy kon wegstuur sonder om 'n toneel te veroorsaak. Kobus het weer naar gevoel. En jy? Hoekom het jy gebly? Omdat ek gedink het ek kon van binne 'n verskil maak, het Marelise gesê, en daar was nou trane in haar oë. Omdat elke keer as ek iemand kon help, elke keer as ek 'n skuiwergat in die reëls gevind het om 'n kind of 'n bejaarde te help, het ek myself oortuig dat dit die moeite werd was om te bly. Maar die waarheid is, ek was lafhartig. Ek was bang om my werk, my stabiliteit te verloor. En terwyl ek daaroor bekommerd was, het mense gesterf. Kobus het sy hand op haar skouer gesit. Jy vertel my nou. Dit is reeds iets. Dit is nie genoeg nie, het sy gesê en haar trane afgevee. Dit sal nooit genoeg wees nie. Maar as jy regtig dinge wil verander, het ek leers. Ek het rekords wat ek gehou het van al die gevalle wat my gepla het, al die pasiënte wat weggestuur is en ek gewonder het wat van hulle geword het. Dis nie baie nie en waarskynlik net die punt van die ysberg, maar dis 'n begin. Ek wil alles sien, het Kobus gesê. En ek wil jou hulp hê om hierdie plek op die regte manier te herbou. Marelise het geknik en vir die eerste keer sedert die gesprek begin het Kobus 'n sprankie hoop in haar oë gesien. In die volgende ure het Kobus homself verdiep in dokumente en verslae wat Marelise uit haar klein kantoortjie gebring het. Dit was geval na geval van mense wat geweier is, weggestuur is, behandel is soos ongerieflikhede in plaas van pasiënte. 'n Jong swanger vrou met bloeding wat na die openbare hospitaal gestuur is en op pad haar baba verloor het. 'n Tiener met 'n erge asma-aanval wat geweier is omdat hy soos 'n dwelmgebruiker gelyk het. 'n Bejaarde dame met 'n vermoedelike beroerte wat weggestuur is omdat dit waarskynlik net hoë bloeddruk was. Elke geval was 'n dolksteek in Kobus se hart. En die ergste was om te weet dat hy uiteindelik verantwoordelik was. Hy het daardie hospitaal gekoop, hy het De Vosloo in beheer geplaas, hy het sy oë toegemaak vir hoe dinge gewerk het solank die winste aanhou groei het. Terwyl hy gelees het, het hy aan Lienke gedink. Gedink aan hoe hy so hard geveg het om haar te red, hoe hy al sy mag en geld gebruik het om haar die beste kanse te gee. En nou het hy besef dat, terwyl hy dit gedoen het, sy eie geld gebruik is om daardie selfde kanse aan ander kinders, ander gesinne te weier. Dit was amper middernag toe Kobus uiteindelik Marelise se kantoor verlaat het. Kobus het teruggekeer na die pediatriese intensiewe sorgeenheid. Anneliese het nog geslaap, die monitors het voortgegaan met hul konstante, gerusstellende piepgeluid. Nagverpleegster was besig om notas op 'n klembord te maak en die medikasievlakke na te gaan. Hoe gaan dit met haar, het Kobus saggies gevra. Die verpleegster het geglimlag. Stabiel. Haar lewenstekens is goed, die koors het gedaal. Sy is 'n vegter, hierdie meisie. Sy is ja, het Kobus saamgestem en op die stoel langs die bed gaan sit. Kan jy my laat weet wanneer sy wakker word? Natuurlik. Maar meneer moet huis toe gaan en 'n bietjie rus. Dit gaan 'n lang herstel wees. Kobus het sy kop geskud. Ek het haar beloof ek sal hier wees as sy wakker word. Ek gaan nie daardie belofte breek nie. Die verpleegster het begripvol geknik en uitgegaan,
en hom alleen met sy gedagtes gelos. Kobus het na Anneliese gekyk, na daardie klein, rustige gesiggie en 'n besluit geneem. Nee, verskeie besluite. Hy het sy selfoon opgetel en begin bel. Dit het nie saak gemaak dat dit middernag was nie, hy het mense gehad wat betaal is om sy oproepe enige tyd te beantwoord. Eerstens het hy sy hoofprokureur gebel. Morne, dis ek. Ek het nodig dat jy afdankingsdokumente met alle skeidingspakkette vir Hendrik Vosloo, direkteur van die Helderberg Privaat Hospitaal, voorberei. Ja, nou. En ek wil 'n konsultasiekontrak voorberei hê vir die maatskaplike werker Marilise Botha. Sy gaan my help om die administrasie van die hospitaal heeltemal te herstruktureer. Daarna het hy sy direkteur van menslike hulpbronne gebel. Cindy, ek het nodig dat jy die beste hospitaaldirekteur in die land vind, iemand wat bestuur verstaan, maar ook 'n sterk agtergrond in mediese etiek en sosiale verantwoordelikheid het. Ek wil onderhoude vir volgende week geskeduleer hê. Die derde oproep was na sy rekenmeester. Riaan, ek wil hê jy moet 'n gedenkfonds stig. Dit sal die Lienke van der Merwe Stichting genoem word. Aanvanklike bydrae van R50 miljoen uit my persoonlike dividende. Die doel is om gratis noodsorg te waarborg vir enige kind wat sonder die vermoë om te betaal by die Helderberg Privaat Hospitaal aankom. Ek wil dit binne 'n week in werking hê. Oproep na oproep het Kobus sy visie gebou van hoe dinge moes wees. Hy het geweet hy kon nie die verlede ongedaan maak nie, hy kon nie die mense terugbring wat geweier is en uiteindelik verskriklike gevolge gelei het nie. Maar hy kon verseker dat dit nooit weer sou gebeur nie, ten minste nie in sy hospitale nie. Toe die son begin opkom en die lig oranje en pink deur die venster van die intensiewe sorgeenheid verf, het Kobus meer as 20 oproepe gemaak en dosyne e-posse gestuur. Sy oë het gebrand van moegheid, maar daar was 'n ander energie in hom, doelgerigtheid wat hy jare lank nie gevoel het nie. Dit was toe dat hy 'n sagte geluid gehoor het. Hy het omgedraai en gesien hoe Anneliese beweeg, haar oë het stadig geknip terwyl sy probeer het om wakker te word. Die verpleegster, wat teruggekom het om die lewenstekens na te gaan, het geglimlag. Hallo, liefie. Welkom terug. Anneliese het verward en bang rondgekyk. Haar oë het Kobus gevind en iets in hulle het gekalmeer. Oom het gebly, het sy gefluister, haar stem is weens die buis wat 'n paar uur tevore verwyder is. Ek het beloof en het Kobus gesê, opgestaan en nader aan die bed gekom. Hoe voel jy? Moeg. En dors. Die verpleegster het 'n beker met 'n strooitjie gebring. Jy kan stadig drink, net 'n bietjie op 'n slag. Anneliese het klein slukkies gedrink en haar gesig vertrek. Dis lelik. Dis water met elektrolyte, het die verpleegster verduidelik. Dit sal jou help om weer sterk te word. Nadat die verpleegster uitgegaan het om die dokter te roep, het Anneliese na Kobus gekyk met daardie groot, ernstige oë. Hoekom het oom regtig gebly? Niemand het ooit voorheen by my gebly nie. Kobus het 'n knop in sy keel gevoel. Want as jy 'n belofte aan iemand maak, hou jy dit. En omdat ek wou bly. Maar oom ken my nie eers nie. Miskien nie, het Kobus erken. Maar ek sou graag wou. As jy my sal toelaat. Anneliese was 'n oomblik stil en het dit verwerk. Ek het niemand nie. My ouers is weg en ek het nie ooms of tannies of oumas of oupas of enige iemand nie. As ek hiervandaan uitkom, gaan hulle my terugvat kinderhuis toe. Kobus het diep asem gehaal. Hy het gedurende die nag baie hieroor gedink. En wat as hulle dit nie doen nie? Wat as jy 'n ander plek gehad het om heen te gaan? Watter plek? My huis, het Kobus gesê, en die woorde het makliker uitgekom as wat hy verwag het. Ek woon alleen in 'n huis wat te groot is vir een persoon. En ek het gedink miskien kan jy by my kom bly. As jy wil, natuurlik. Anneliese se oë het gerek. Soos 'n dogter. Ja, soos 'n dogter. Dit sou 'n proses wees, daar sou papiere wees om te teken, mense om mee te praat, maar ja. Jy sou my dogter wees. Die trane het oor Anneliese se gesig begin loop. Maar hoekom? Ek verstaan nie. Hoekom sou oom dit wou hê? Kobus moes sy eie keel skoonmaak voordat hy geantwoord het. Omdat ek een keer 'n dogter gehad het. Haar naam was Lienke en sy was die belangrikste ding in my lewe. Maar sy het siek geword en ek kon haar nie red nie. En sedertdien woon ek in 'n leë huis, doen ek dinge wat nie saak maak nie en maak ek geld bymekaar wat ek nie nodig het nie.
Tot gister, toe ek jou daardie hospitaal sien binnekom, die manier gesien het, hoe hulle jou behandel het, en iets binne in my het wakker geword. Hy het stil gebly en sy woorde versigtig gekies. Ek probeer nie jou ouers vervang nie. Hulle sal altyd jou ouers wees, en jy kan hul herinneringe lewendig hou. En ek kan Lienke nie vervang nie. Maar miskien saam kan ons 'n gesin wees, 'n ander soort gesin, maar steeds 'n gesin. Anneliese het gesnik en probeer om die trane met haar klein handjies af te vee. Ek was so bang om vir altyd alleen te wees. Elke aand op straat het ek gedink niemand sal my ooit weer wil hê nie, dat ek so sou leef tot ek nie meer kon nie. Kobus het sy hand uitgesteek en hare vasgehou. Jy sal nooit weer alleen wees nie. Ek beloof. Oom beloof baie dinge, het Anneliese met 'n klein glimlaggie deur die trane gesê. En ek hou almal van hulle, het Kobus geantwoord en ook geglimlag. Terfourie het op daardie oomblik die intensiewe sorgeenheid binnegekom en geglimlag toe hy Anneliese wakker sien. Dis goed om jou oë oop te sien. Hoe voel jy? Nadat hy Anneliese ondersoek en bevestig het dat sy goed herstel, het die dokter buite met Kobus gepraat. Die operasie was suksesvol, maar die volle herstel sal tyd neem. Sy sal vir ten minste 2 weke, miskien 3, in die hospitaal moet bly. Daarna, etlike maande van opvolg, fisioterapie, behoorlike voeding. Sy is baie ondergewig, haar immuunstelsel is gekompromiteer. Doen alles wat nodig is, het Kobus gesê. En daarna, wanneer sy ontslaan word, sal ek aanbevelings nodig hê vir 'n pediater, dieetkundige en sielkundige. Sy het haar ouers 'n paar maande gelede verloor, op straat gewoon, fisiese en emosionele trauma deurgemaak. Sy sal baie ondersteuning nodig hê. Terfourie het geknik. Beplan u om haar aan te neem? Ja. Dis 'n pragtige besluit, meneer van der Merwe. En 'n dapper een. Om enige kind groot te maak is uitdagend, maar een wat soveel trauma deurgemaak het, sal baie geduld, liefde en professionele hulpbronne verg. Ek het geduld, ek leer weer om lief te hê, en hulpbronne is beslis nie 'n probleem nie, het Kobus gesê. Wat ek nie het nie, is ervaring. Dit sal nuut wees vir my. Maar ek is bereid om te leer. Die volgende dae was 'n konstante transformasie. Kobus het die meeste van sy tyd in die hospitaal deurgebring, verdeel tussen Anneliese se kamer en vergaderings met prokureurs, administrateurs en dokters. Hy het begin om die veranderinge wat hy daardie eerste nag beplan het, te implementeer. Die eerste verandering was fisies. Die ontvangs van die Helderberg Privaat Hospitaal is heeltemal herontwerp. Die hoë, intimiderende toonbank is vervang met laer, meer toeganklike dienstasies. Maatskaplike werkers is aangestel om aan die voorpunt te wees, opgelei om gevalle van kwesbaarheid te identifiseer en onmiddellike sorg te verseker. 'n Groot bord is reg by die ingang van die hospitaal geïnstalleer, onmoontlik om te ignoreer, met goue letters op wit marmer. Elke kind in 'n noodsituasie sal onmiddellike en gratis sorg ontvang, sonder uitsonderings. Marilise is bevorder tot direkteur van sosiale verantwoordelikheid, met die mag om enige administratiewe besluit wat die nuwe ethos van die hospitaal weerspreek, te bevraagteken. Nuwe protokolle is ingestel, geen pasiënt in 'n noodsituasie kon geweier word nie, ongeag hul betaalvermoë. Hulle sou eers gehelp word, die finansiële kwessie sou later opgelos word. Kobus het ook iets ontdek wat hom geskok het. Met dieper ondersoek het hy bewyse gevind dat Vosloo soortgelyke beleide in 2 ander hospitale in die netwerk geïmplementeer het. Hy was genadeloos. Hy het al die betrokke direkteure afgedank, volledige ondersoeke begin en eksterne auditeure gestuur om elkeen van sy gesondheidsinstellings te evalueer. Die proses om Anneliese aan te neem, het formeel begin. Kobus het die beste prokureurs gespesialiseerd in familiereg aangestel. Daar was onderhoude met maatskaplike werkers, huisbesoeke, sielkundige evaluasies. Kobus het sy hele lewe oopgestel vir ondersoek, want hy het geweet dit was die regte ding om te doen. Gedurende die 2 weke wat Anneliese in die hospitaal was Kobus elke dag daar. Hy het boeke gebring om vir haar te lees, 'n tablet met tekenprente gebring, met haar gepraat oor haar lewe, haar ouers, haar herinneringe. Anneliese het geleidelik begin oopmaak, meer glimlag en vertrou. Een middag, sowat 10 dae na die operasie, het Anneliese op die hospitaalbed gesit en 'n prentjie geteken. Kobus was op die stoel langs haar en het 'n posse op sy selfoon beantwoord. "Kan ek iets vra?" het Anneliese skielik gesê. "Natuurlik," het Kobus geantwoord en sy selfoon weggesit. "Hoe was Lienke?" "Oom se dogter." Kobus het gevoel hoe sy hart saamtrek,
maar dit was nou 'n ander soort pyn. Minder skerp, sagter. Sy was ongelooflik. Slim, snaaks, soms hardkoppig. Sy was mal oor diere, wou al die straathonde en katte wat sy gesien het, red. Net soos ek, het Anneliese saggies gesê. Ek wou ook altyd die diere help. Regtig, het Kobus geglimlag. Sy was ook mal daaroor om te teken. Sy kon ure lank prentjies van honde, katte, voeltjies teken. Anneliese het na haar eie tekening gekyk. Dit was 'n huis met 2 mense voor, 'n lang man en 'n klein meisie. Dink sy sou van my gehou het. Kobus het gevoel hoe trane in sy oë brand. Ek is seker daarvan. Julle sou goeie vriendinne gewees het. Dink sy is kwaad dat oom my gaan aanneem. Soos dat oom 'n ander dogter gaan hê. Kobus het opgestaan en op die rand van die bed gaan sit en direk na Anneliese gekyk. Nee. Ek dink sy sou gelukkig wees. Want Lienke het 'n groot hart gehad, en sy het gehaat om mense te sien ly. As sy nou met my kon praat, is ek seker sy sou sê ek moet vir jou sorg. Anneliese het haar arms om Kobus se nek gegooi en hom styf vasgedruk. Hy het haar teruggedruk, en daar, in daardie hospitaalkamer, het 2 gebroke harte saam begin heel word. 3 weke na die operasie is Anneliese ontslaan. Kobus het alles voorberei. Hy het 'n versierder gehuur om een van die kamers in sy huis in 'n meisie se kamer te omskep, maar het baie keuses oopgelaat vir Anneliese om te maak. Hy het die kombuis vol gesonde kos en 'n paar lekkernye gepak. Hy het met kindersielkundiges geraadpleeg oor hoe om die trauma en aanpassing te hanteer. Die dag toe hulle huis toe is, het Kobus die motor voor die huis gestop en na Anneliese op die agtersitplek gekyk. Gereed? Sy het geknik, senuweeagtig maar opgewonde. Die huis was groot, in 'n stil woonbuurt van Kaapstad, met 'n tuin voor en 'n swembad agter. Anneliese se oë het gereg toe sy dit sien. Is dit waar oom bly? Dis waar ons nou bly, het Kobus reggestel. Hy het haar die hele huis gewys. Die ruim sitkamer, die moderne kombuis, die kantoor waar hy gewerk het. En toe, uiteindelik, haar kamer. Die versierder het ongelooflike werk gedoen. Die mure was 'n sagte blou, daar was rakke vol kinderboeke, 'n lesenaar naby die venster, 'n gemaklike bed met baie kussings. Maar wat Anneliese se aandag getrek het, was 'n esel met verf en papier langsaan. Jy het gesê jy hou daarvan om te teken, het Kobus verduidelik. Ek het gedink jy sou dalk 'n spesiale plek daarvoor wou hê. Anneliese het stadig deur die kamer geloop en versigtig aan die dinge geraak, asof sy bang was alles sou verdwyn. Sy het voor 'n geraamde foto op die bidkassie gestop. Dit was van 'n meisie met donker, krullerige hare wat vir die kamera glimlag. Is dit Lienke, het sy saggies gevra. Dit is ja, het Kobus geantwoord en langs haar kom staan. Ek het gedink jy sou haar op 'n manier wou leer ken. Sy is mooi, het Anneliese gesê. En sy lyk gaaf. Sy was baie gaaf. Anneliese het na Kobus gekyk. Dankie. Vir alles. Dat oom my gered het, dat oom my hierheen gebring het, dat oom my pa wil wees. Kobus het op sy knieë gaan sit om op haar hoogte te wees. Jy hoef nie dankie te sê nie. Jy het my 'n baie groter geskenk gegee as wat jy dink. Jy het my 'n rede gegee om weer te lewe, om weer om te gee. Jy het my laat onthou dat ek steeds 'n verskil in die wêreld kan maak. Daardie aand, nadat Anneliese aan die slaap geraak het, het Kobus teruggegaan na die hospitaal. Maar nie as 'n besoeker nie, as die eienaar. Hy het 'n vergadering met die hele mediese en administratiewe span gereël. Die groot konferensiesaal was vol, almal nuuskierig oor wat die eienaar wat nooit opgedaag het nie, te sê gehad het. Kobus het voor in die saal gestaan en na al daardie gesigte gekyk. Dokters, verpleegsters, administrateurs, skoonmaakpersoneel, sekuriteitswagte. Al die mense wat die hospitaal laat werk het. Goeienaand almal, het hy begin. My naam is Kobus van der Merwe en ek is die eienaar van hierdie hospitaal. Ek weet baie van julle het my nog nooit persoonlik gesien nie. Dit is omdat ek die fout gemaak het om te dink ek kan hospitale besit sonder om betrokke te raak by hoe hulle werk. Ek het op die harde manier geleer dat ek verkeerd was. Hy het die storie van Anneliese vertel, van wat hy aanskou het, van wat hy ontdek het. Hy het gesien hoe gesigte rooi word van skaamte, ander van woede, ander van verligting. Ek is hier om te sê dat dit alles nou verander. Hierdie hospitaal is gestig om lewens te red, en dit is wat ons gaan doen.
Alle lewens, nie net die wat kan betaal nie. Dit beteken sommige van julle sal harder moet werk, julle sal meer kreatief moet wees, julle sal regtig moet omgee vir elke pasiënt wat by daardie deur instap. Hy het stil gebly en die woorde laat insink. Ek weet dit maak sommige van julle bang. Ek weet julle is bekommerd oor winste, oor volhoubaarheid. Maar ek gaan een ding sê, 'n hospitaal wat net oor wins omgee, is nie 'n hospitaal nie, dis 'n besigheid. En hierdie plek moet 'n regte hospitaal wees. Ek het die Lienke van der Merwe Stichting gestig, het hy voortgegaan. 50 miljoen rand aanvanklik, bestem om te verseker dat geen kind ooit in hierdie hospitaal weggewys word weens 'n gebrek aan geld nie. Ek gaan dit geleidelik uitbrei na volwassenes ook. Ons sal kreatiewe maniere vind om finansiële volhoubaarheid te handhaaf sonder om ons menslikheid op te offer. Hy het Willem, die sekuriteitswag, agter in die saal gesien. Die man het trane in sy oë gehad. Ek weet baie van julle is in onmoontlike posisies geplaas. Ek weet julle het bevele gevolg wat teen alles wat julle geglo het, ingegaan het. Ek is nie hier om te oordeel nie. Ek is hier om te sê dat julle nou toestemming het. Nee, julle het die verpligting om te doen wat reg is. En as iemand julle probeer keer, kom direk na my toe. Die vergadering het 3 ure geduur. Daar was vrae, besprekings, selfs 'n paar konflikte. Maar op die ou end het Kobus gevoel hy het 'n saadjie geplant. Dit sou nie maklik wees nie, dit sou nie vinnig wees nie, maar die verandering het begin. 'n Maand het verbygegaan. Anneliese het verbasend goed by haar nuwe lewe aangepas. Sy het terapie begin by 'n wonderlike kindersielkundige wat haar gehelp het om die verlies van haar ouers en die trauma van die lewe op straat te verwerk. Sy was ingeskryf by 'n privaat skool naby die huis, het vriende gemaak en die gewig wat sy verloor het, teruggekry. Kobus het die vreugdes en uitdagings van vaderskap ontdek. Hy het geleer hoe om vlegsels in haar hare te maak, alhoewel hulle altyd skeef uitgekom het. Hy het geleer dat sy nie van broskole gehou het nie, maar mal was oor wortels. Hy het geleer dat sy soms nagmerries gehad het en 'n liggie in die gang nodig gehad het. Hy het geleer dat sy ongelooflik slim, snaaks en liefdevol was. En Anneliese het geleer dat dit moontlik was om weer te vertrou, weer lief te hê, weer hoop te hê. Op 'n Saterdagmiddag het Kobus Anneliese teruggeneem na die Helderberg Privaat Hospitaal. Dit was 'n spesiale besoek, iets wat hy sorgvuldig beplan het. Toe hulle daar aankom, het sy gespanne geraak. Ek wil nie teruggaan soontoe nie, het sy gesê en sy hand vasgedruk. Ons gaan nie terug as pasiënte nie, het Kobus verduidelik. Ons gaan iets anders doen. Vertrou my. Hulle het deur die hoofvoorportaal gestap en Anneliese het onmiddellik die veranderinge gesien. Die ontvangs was heeltemal anders, meer verwelkomend, minder intimiderend. Die mure wat voorheen wit en koud was, het nou sagte kleure en pragtige skilderye gehad. Daar was 'n wagaria vir kinders met speelgoed en boeke. Kobus het haar na 'n nuwe deel van die hospitaal geneem wat sy nog nooit gesien het nie. Dit was 'n binnenshuise tuin met bome, blomme en bankies. In die middel was daar 'n wit marmer gedenkteken met 'n bronsplaat. Anneliese het nader gekom en hardop gelees, Lienke van der Merwe Stichting. Sodat elke kind die sorg ontvang wat hulle verdien, sonder uitsonderings. Ter nagedagtenis aan Lienke Sofia van der Merwe, wat haar pa geleer het dat liefde die grootste medisyne is. Sy het met trane in haar oë na Kobus gekyk. Dis pragtig. Ek wou hê jy moes dit sien, het Kobus gesê. Ek wou hê jy moes weet dat as gevolg van jou, as gevolg van wat gebeur het, hierdie plek anders gaan wees. Ander kinders sal nie deurmaak wat jy deurgemaak het nie. Ander gesinne sal die kans kry wat baie nie gehad het nie. 'n Vrou het hulle genader. Sy was jonk en het 'n baba in haar arms gedra. Sy het na Kobus gekyk en skaam geglimlag. Meneer van der Merwe. Hulle het vir my gesê u is dalk vandag hier. Ek wou net dankie sê. My seentjie het 3 dae lank 'n baie hoë koors gehad. Ek het hom na 3 verskillende hospitale geneem en almal het my weggestuur omdat ek nie geld of 'n mediese fonds gehad het nie. Toe ek desperaat hier aankom en verwag om weer weggewys te word, het die dame by die ontvangs my direk na die ongevalle afdeling geneem. My seun het meningitis gehad. As ek nog 'n paar uur gewag het. Sy kon nie klaarmaak nie, oorweldig deur emosie. Kobus het sy hand op haar skouer gesit. Is jou seun nou gesond? Hy is. Dank die Here en dankie aan u, ek weet nie hoe om dankie te sê nie. Jy hoef nie dankie te sê nie. Sorg net goed vir hom en wees gelukkig.
Nadat die vrou weggestap het, het Anneliese met bewondering na Kobus gekyk. Oom het daardie baba gered. Net soos oom my gered het. Die hospitaal het hom gered, het Kobus reggestel. Ek het net gedoen wat van die begin af gedoen moes word. Hulle het teruggestap deur die hospitaal en Kobus het haar al die veranderinge gewys. Die nuwe sorgprotokol, die span maatskaplike werkers, die ondersteuningsprogramme vir kwesbare pasiënte. Hy het Anneliese aan Marelise voorgestel wat haar met liefde omhels het. Hierdie meisie het alles verander, het Marelise gesê en na Anneliese gekyk. As gevolg van haar sal baie lewens gered word. Anneliese het rooi geword, maar Kobus kon die trots in haar oë sien. Toe hulle terugstap na die motor, het Anneliese gestop en teruggekyk na die hospitaal. Weet oom wat snaaks is, het sy gesê. Ek was so bang vir daardie plek. Toe die tannie op my skree, toe hulle my uitsleep, het ek gedink ek sal nooit weer enige hospitaal kan vertrou nie. Maar nou, as ek daarna kyk, sien ek 'n goeie plek, 'n plek wat mense help. Want dit is nou wat dit is, het Kobus gesê. En dit sal so aanhou. Daardie aand by die huis, het Kobus Anneliese in die bed gesit. Sy het 'n nuwe nagklere gekies wat hulle saam gekoop het, met 'n patroon van hondjies. Sy het 'n teddybeer vasgehou wat Kobus haar op die eerste dag gegee het. Pa, het sy gesê en Kobus het gevoel hoe sy hart van emosie saamtrek. Sy het hom 'n week gelede so begin noem, eers skaam, maar nou met meer natuurlikheid. Ja. Dink pa my ouers sou gelukkig wees. Met alles wat gebeur het. Kobus het op die rand van die bed gaan sit en haar hand gevat. Ek is absoluut seker daarvan. Hulle was baie lief vir jou, en hulle sou wou hê jy moes gelukkig wees, versorg wees, 'n gesin hê. En waar hulle ook al is, weet ek hulle is in vrede, wetende dat jy veilig is. En Lienke. Dink pa sy is ook gelukkig. Ek dink sy glimlag, het Kobus gesê en trane in sy eie oë gevoel. Ek dink sy is bly dat jy bestaan, dat ek jou het, dat ons 'n gesin is. Anneliese het Kobus vir 'n drukkie getrek. Ek is lief vir pa. Dankie dat pa my daardie dag gevind het. Dankie dat pa nie opgegee het op my nie. Ek is ook lief vir jou, my kind. En ek sal nooit opgee op jou nie. Nooit. Nadat Anneliese aan die slaap geraak het, het Kobus 'n paar minute daar gestaan en net gekyk hoe sy rustig asemhaal. Hy het gedink hoe vreemd die lewe is, hoe dit alles in 'n oomblik van jou kan wegneem, en dan, jare later, jou 'n tweede kans gee wanneer jy dit die minste verwag. Hy het Lienke nie gered nie. Daardie pyn sou altyd by hom wees, daardie leemte sou nooit heeltemal gevul word nie. Maar hy het Anneliese gered. En deur haar te red, het sy hom ook gered. Kobus het uit die kamer gegaan en na sy kantoor gestap. Hy het op die stoel gaan sit en na die foto van Lienke gekyk wat hy altyd daar gehou het. Sy het vir hom geglimlag, vir ewig gevries op 9 jaar oud, vir ewig sy klein dogtertjie. Dankie, het hy vir die foto gefluister. Dankie dat jy my geleer het om lief te hê, dat jy my gewys het wat regtig saak maak. Ek hoop jy hou van jou sussie. Ek dink julle twee sou beste vriendinne gewees het. Hy het geweet Lienke kon nie antwoord nie, dat daardie foto net papier en ink was. Maar op 'n manier het hy 'n vrede gevoel wat hy jare lank nie gevoel het nie. Asof sy daar was, haar seën gegee het en gesê het dis reg om aan te beweeg, dis reg om weer gelukkig te wees. Die volgende maande het meer veranderinge gebring. Die Helderberg Privaat Hospitaal het 'n maatstaf in menslike sorg geword. Ander hospitale in Kobus se netwerk het begin om soortgelyke beleide te implementeer. Hy het die Lienke van der Merwe Stichting uitgebrei om nie net kinders in te sluit nie, maar ook volwassenes in kwesbare situasies. Die storie van Anneliese het uiteindelik na die pers uitgelek. Koerante en tydskrifte wou onderhoude hê, wou die storie van die miljoenêr vertel wat die straatmeisie gered het. Kobus het die meeste geweier, maar 'n paar aanvaar, altyd op voorwaarde dat die fokus op die sistemiese verandering wat in die Suid-Afrikaanse gesondheidstelsel nodig is, sou wees, nie op individuele heldhaftigheid nie. 'n Jaar na daardie noodlottige dag het Kobus en Anneliese teruggekeer na die gedenkteken by die hospitaal. Maar hierdie keer was hulle nie alleen nie. Daar was dosyne mense daar, gesinne wat deur die stigting gehelp is, kinders wat gratis behandeling ontvang het, dankbare ouers. 'n Eenvoudige seremonie is gehou. Toesprake is gelewer, stories is gedeel. Marelise het gepraat oor die belangrikheid daarvan om menslikheid bo-wins te stel. Terfourie het gepraat oor die vreugde om pasiënte te kan behandel sonder om oor hul betaalvermoë bekommerd te wees.
Willem, die sekuriteitswag, het gepraat oor hoe hy sy trots in sy werk herwin het. En toe is Kobus geroep om te praat. Hy het op die klein verhoog wat in die tuin opgestel is, geklim met Anneliese aan sy sy en na al daardie mense gekyk. 'n jaar gelede het hy begin, het ek gedink ek weet wat belangrik is. Ek het gedink sukses word gemeet in geld, in eiendom, in mag. Ek was verkeerd. Sukses word gemeet in lewens wat aangeraak is, in 'n verskil wat gemaak is, in liefde wat gedeel is. Hy het na Anneliese gekyk, wat vir hom geglimlag het. Hierdie meisie hier het my dit geleer. Sy het my gewys dat 'n enkele lewe meer werd is as al die winste in die wêreld. Dat deernis nie swakheid is nie, dis krag. Dat wanneer ons kies om die mees kwesbares te help, ons niks verloor nie, ons wen ons menslikheid terug. Die mense het hande geklap, sommige het gehuil. Kobus het voortgegaan, die Lienke van der Merwe Stichting het 147 kinders die afgelope jaar gered. 147 kinders wat onder die ou stelsel weggewys sou gewees het, wat sou gelei het, miskien selfs hul lewens verloor het. Elkeen van daardie kinders het 'n naam, 'n storie, 'n toekoms. En dit is wat regtig saak maak. Na die seremonie, terwyl hulle huis toe gery het, was Anneliese stil, pynsend. "Waaraan dink jy?" het Kobus gevra. "Ek het gedink," het sy stadig gesê, "dat slegte dinge soms vir 'n rede gebeur. Nie dat ek dink dis goed dat my ouers weg is, of dat ek siek geword het nie. Maar as niks daarvan gebeur het nie, sou ek pa nie ontmoet het nie. En pa sou nie die hospitaal verander het nie. En al daardie kinders sou nie gered gewees het nie." Kobus het daaroor gedink. "Jy weet, daar is 'n gesegde waarvan ek hou, ons kan nie die verlede verander nie, maar ons kan toelaat dat dit ons verander. Wat met jou gebeur het, met my, met Lienke, dit alles was moeilik en pynlik. Maar ons het gekies om daardie pyn ons beter te laat maak, meer deernisvol, meer vasberade om 'n verskil te maak. Ek hou daarvan," het Anneliese gesê. "Om beter te wees as gevolg van die slegte dinge. Ek ook." Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Kobus en Anneliese het julle harte diep geraak. Hierdie reis van verlossing en liefde wys ons dat dit nooit te laat is om 'n verskil te maak nie, dat elke daad van deernis nie net een lewe kan verander nie, maar honderde. As hierdie storie jou geraak het, nooi ons jou uit om in te teken op ons kanaal en die klokkie te aktiveer om geen van die emosionele verhale wat ons voorberei, mis te loop nie. Elke like wat jy los, help ons om meer mense te bereik wat stories van hoop en transformasie moet hoor. Elke dag bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe, die krag van liefde en die mag van deernis verken. Laat weet ons in die kommentaar watter deel van die storie jou die meeste geraak het, of vertel jou eie storie van oorwinning. Jou deelname inspireer ons om aan te hou om inhoud te skep wat 'n verskil maak. Moenie vergeet om met vriende en familie te deel wat ook moet glo dat veranderinge moontlik is nie. Ons sien jou by die volgende storie, waar ons weer saam die ongelooflike menslike reis sal verken. Tot dan, en onthou, moet nooit die krag van 'n daad van goedhartigheid onderskat nie.